Goeienaand almal en ook welkom by vanaand se erediens, die Hemelvaartsdiens. En ook dankie vir Nannes vir daai stuk wat gespeel is, dankie. Vanaand is daar net een kollekte, dis dan by die deure. En dan is daar net een lief en leed, die wat Pieters was in die hospitaal gewees vandag. Hy het so 'n klein prosedure ondergaan, maar hy herstel aan tuis huidiglik. En dan na die diens sal ek net hier voorbeskikbaar wees vir enige vrae. En dan as iemand net wil weet, as iemand ook vra, die internet gee bietjie probleme, so laat weet maar net vir mense wat julle ken, dit sal na die tyd wel deurgestuur word. Maar huidiglik is daar 'n klein probleempie met die internet. En dan geseënde erediens vir almal. Ek is bly jy's gereed om vrae na die tyd te antwoord. Jy kan enige onduidelikhede oor die preek maar vir Jakob vra. Hy help my graag uit. Goeienaand broers en susters. Welkom ook aan al die besoekers wat hier saam met ons is vanaand. En ek wil ook vir Nannes baie dankie sê. Ek kan nou van waar ek sit sien hoe's helfte van die gehoor 'n absolute vervoering gewees vir jou orgelspel. As ons nie klaar die kollekte geallokeer het vir die diakonale kas nie, het jy waarskynlik 'n groot tip gekry vanaand. Kom ons word eers stil vir ons Here. Stuur u lig en u waarheid, dat u my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanaand die tradisionele tweede diens se liturgie volg, behalwe met baie meer sang. So ons gaan nou saam 2 lofliedere sing. Eers lied 175 en daarna Psalm 47. Oh
Julle kan staande bly, want ons gaan nog 'n lied saam sing. In voorbereiding op die woordverkondiging, lied 528, wat vir ons so mooi omdigting is, uit Romeine 9, sê ons is die potte, of ons is die klei en Jesus is die pottebakker, en dan sing ons dit bidend saam, om ons eie harte ook gereed te kry vir die woordverkondiging. Die wat graag wil sit, mag so maak en dan gaan ons die oë sluit. Ons Vader in Hemel, baie dankie dat ons vanaand in U naam as U huisgesind so mag saam wees, om U te loof en te prys, om U te aanbid vir wie U is. Dankie dat ons mag weet dat U in beheer is, dat U die almagtige pottebakker is, en dat ons wat klei is, nie besorgd hoef te wees oor of dinge gaan uitdraai soos ons wil hê dit moet uitdraai nie. Maar dat ons weet dat U in U almag in beheer is, en dat U ook met ons elkeen besig is. Help ons dat ons aandagtig sal luister na wat U vir ons elkeen wil sê vanaand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. En jy kan op enige vertaling wat jy tot jou beskikking het, kan jy volg, maar ek gaan voorlees uit 'n kombinasie van vertalings. Ons gaan sekere dele uit die 83 vertaling lees en ander dele uit die Bybel vir almal. Dis 'n redelike lang deel wat ons lees, en die Bybel vir almal maak dit dan baie lank. Maar daar is wel dele wat die Bybel vir almal dit so duidelik maak dat ek dit dan wel gebruik. Ons gaan van vers 35 af saam lees. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eenders nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van sterre. Ook verskil een ster se glans van die van 'n ander. So sal dit ook wees wanneer God die mense wat dood is
weer laat lewe. Die mense begrawe 'n liggaam soos hulle 'n koringkorrel in die grond plant, en die liggaam word stof. Maar God laat 'n liggaam lewe wat nie stof kan word nie. Die mense begrawe 'n liggaam wat lelik is, maar God laat 'n liggaam lewe wat mooi is. Die mense begrawe 'n liggaam wat swak is, maar God laat 'n liggaam lewe wat sterk is. Die mense begrawe 'n liggaam wat nie alles kan doen wat God wil hê nie, maar God laat 'n liggaam lewe wat alles kan doen wat God wil hê. As daar 'n liggaam is wat nie alles kan doen wat God wil hê nie, dan moet daar ook 'n liggaam wees wat alles kan doen wat God wil hê. So staan daar ook geskrywe: die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het 'n lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike, en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik. Die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so is ook die stoffelike mense. En soos die hemelse mense is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Vriende, julle moet dit weet. Ons kan nie eendag wees waar God koning is, terwyl ons die liggame het wat ons nou het nie. Nee, 'n liggaam wat stof word, kan nie 'n liggaam word wat altyd sal lewe nie. Nou gaan ek vir julle iets vertel wat niemand voorheen geweet het nie. Ons sal nie almal sterf nie, maar God sal ons almal verander. Dit sal baie vinnig gebeur, so vinnig soos 'n mens jou oog knip. Dit sal gebeur wanneer die laaste trompet blaas. Die trompet sal blaas en dan sal God die mense wat dood is weer laat lewe. Hulle liggame sal nooit stof kan word nie. God sal ons ook verander. Ons wat nog lewe wanneer Christus weer kom. Wanneer hierdie liggaam kan stof word, maar God moet vir ons 'n ander liggaam gee wat nie stof kan word nie. Hierdie liggaam kan sterf, maar God moet vir ons 'n ander liggaam gee wat nie kan sterf nie. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleë is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dit is so 'n groot voorreg en so groot plesier dat ons so kan saam wees met die hemelvaartsdiens. Diens wat ons het net vir die rede dat ons die hemelvaart herdenk. Maar wat vier ons nou eintlik? Hoekom maak dit vir ons saak dat ons Here opgevaar het na die hemel? Ons weet hy het gesterf om ons sondes te betaal en hy het opgestaan uit die dood, sodat ons saam met hom kan opstaan uit die dood, dat ons ewig mag leef. Maar waarom is sy hemelvaart so belangrik? Die hemelvaart hou vir ons 3 groot voordele in. En ons lees daarvan in die Heidelbergse Katekismus. Die eerste is dat hy vir ons 'n voorspraak in die hemel by ons Vader is. En die tweede is dat ons menslike natuur in die hemel het as 'n betroubare waarborg dat hy as die hoof en ook ons sy lede na hom toe sal neem. En die derde is dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie net wat op die aarde is nie. En hy dit wat ons
die skriflesing wat ons gelees het, kan julle aflei, ons gaan vanaand aan die tweede een aandag gee. En dan sal ons Sondag en die Sondag daarna aan die ander twee dele aandag gee. Jesus is ons waarborg, ons sekerheid, dat ons liggame ook ewig by God sal wees, in die hemel sal wees, by God drie-enig. Het jy al daaroor nagedink? Dat jy nie net geestelik verlos is nie. Dat hierdie sakkie vel met vleis en bene binne-in ook verlos is. Dat dit soveel werd is vir God, dat in Christus se proses wat hy deur is van sy menswording en sy volmaakte lewe en sy kruisdood en sy opstanding, is dit in hierdie hele verlossingsproses, is dit vir God so belangrik dat ons liggame ook verlos moet word. Dat God dit deel maak van sy totale verlossingsplan. Ons beleef almal dat ons liggame deel was van die sondeval. Die sondeval het plaasgevind en dit wat heel was, is stikkend. Daar waar daar genoeg was, is daar tekort. Die sondeval se stikkendheid sien ons oral in alles, maar ons beleef dit in ons eie liggame ook. Dat ons siek word. Dat ons liggame net 'n tekort het aan dinge wat hy eintlik nodig het. Dat daar 'n klomp skete en pyne is. En party van ons se liggame makeer meer as andersin. Meeste van die tyd is dit hoe gryser ons word, hoe meer makeer ons en hoe langer vat dit vir ons liggame om weer gesond te kom. Maar soms is daar maar net dinge in ons liggaam wat nie meer werk soos dit moet nie. Ons kan nie meer sien soos ons vroeër gesien het nie. Die rug en die knie en alles wat spysvertering en al die dinge gee probleme. Maar die sondeval het meer gebring as net stikkendheid, dat ons liggaam nie funksioneer soos hy behoort te funksioneer, en dat hy agteruit gaan met tyd. Dis meer as net dit. Die sondeval bring dood. Dat ons liggaam met tyd so uitmekaar val, dat hy nie kan verder leef nie. Dat hy nie lewe kan onderhou nie. En dis wat dit beteken as ons sê ons liggame is verganklik. Dit beteken ons liggame vergaan. Ek het 'n hele rukkie terug vir die kinders gevra, as jy sjokolade of 'n appel wil hê, wat se een sal jy wil vat? En ek dink niemand sal graag so 'n appel wil eet nie. Want hy vergaan en dit gee mense eintlik aanstoot, nee. Jy het 'n afkeer in so 'n appel dat jy maar presies met jou eie hande wil vat om hom te kan weggooi nie. En dis die betekenis daarvan dat ons liggame verganklik is. Ons hele menswees is verganklik. Dit beteken ons vir 'n tydjie is ons vars. Ons liggame is vars. Maar dan begin dit afgaan. En hoe langer, hoe meer gaan ons liggame net af. Dit vergaan. Tot daar 'n punt is wat dit nie meer kan leef nie. En so is dit vir ons baie duidelik dat die sondevalle 'n werklike effek op ons liggame het. Daar's siekte en tekorte totdat die liggaam sterf en dan daarna, wanneer ons dit begrawe het, heeltemal vergaan. En toe God die eerste Adam geskep het, 'n lewende wese, was hy vol lewe en was daar nie verganklikheid nie. Toe die liggaam nie net vergaan en gevrot nie, maar toe sondig die eerste Adam. En toe hy sondig, toe kom maar dood in die wêreld en toe kom maar dood in ons eie liggame, in ons eie bestaan, ons menswees in. En daarna kom die laaste Adam, Jesus. En hy word 'n lewendmakende gees. Hy leef volmaak. Hy leef uit die bron van alle lewe uit en volmaakte gehoorsaamheid. Hy oorwin die dood en hy staan op uit die dood uit. En hy stuur dan die Gees wat ook vir ons moet laat deelgee in daai lewe.
Maar nog voor hy die Gees vir ons stuur, vaar hy op. En as hy opvaar, dan is dit nie maar net 'n geestelike opvaar nie. Hy vaar op met sy liggaam. Voor hy opvaar het hy vir sy disippels gesê, kom voel aan my, kom vat. Geef my ietsie om te eer dat ek vir julle kan wys, ek is nie net 'n gees nie. Want dit was belangrik vir Jesus, dat sy volgelinge moes sien, dat die disippels moes sien dat hy werklik vlees is. Dat hy met sy menslike liggaam opgestaan het, en voor hulle oë vaar hy op in die hemel in, met sy menslike liggaam. En hy doen dit, dat ek en jy 100% seker kan wees, dat so seker as wat hy met sy menslike liggaam opgevaar het, so seker sal ek en jy ook met ons menslike liggaam daar by hom wees. En so bly Jesus 100% mens en 100% God. En natuurlik is sy goddelikheid veel groter as sy menslikheid. Hy regeer oor die hele wêreld se kerk. En hy regeer oor meer as net sy kerk, maar natuurlik in besonder aan die wat aan hom gehoorsaam is. En tog is hy met sy liggaamlike, menslike liggaam op sy troon. Dit is wonderlik dat hy homself in ewigheid so aan ons verbind. So aan ons verbind, dat hy ons natuur aanneem en dit so behou. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekisme sê vir ons verder, wat die betekenis, waarom is dit so belangrik dat hy met sy liggaam opgevaar het? Want hy verlos ons na liggaam en siel. Hy het ons nie halfpad verlos nie, hy het ons in geheel verlos. Daar is nie 'n stukkie van jou menswees wat nie verlos is nie. En dit is vir sommige mense verwarrend, dat daar staan liggaam en siel, en dan vra hulle, maar wat dan van die gees? Liggaam, is dit nie liggaam, siel en gees nie? Die liggaam, siel en gees is 'n Griekse manier van dink oor die mens, wat die 3 terme saam bedoel, jou hele menswees, en die Joodse manier van dink, hierdie mense nou maar net in 2 dele opgedeel in plaas van 3, en die punt bly, jou hele totale menswees is verlos. Jesus het ook ons liggame met sy liggaam en sy bloed gekoop, sodat hy die hele ek, die hele jy verlos het. Sodat die hele ek en die hele jy aan hom behoort. En in ewigheid, so in ons totaliteit, in ons verloste toestand, in ons verheerlikte toestand by hom sal wees, en hom so sal kan dien. En dit moet vir ons eerstens wys dat Jesus se oorwinning oor die dood is volkome, geheel en al, sodat ook die dood wat in my liggaam is, selfs nadat my liggaam uit mekaar uit gevrot het, is sy oorwinning so volkome, dat hy my ook kan opwek uit die dood uit. En dat ek in ewigheid en dan hom mag loof en prys, ook met my liggaam, soos hy my van die begin af beplan het om te wees. En daarom moet ek ook hoor, dat hierdie liggaam wat hy verlos het, behoort aan hom. Hy is nie daar net vir my en wat ek met my liggaam wil doen nie. Ek moet dit oppas, as eiendom van God. Ek moet dit mooi versorg. Al weet ek dat hierdie liggaam wel gaan sterf en gaan vergaan, moet ek dit steeds versorg. Ons weet wanneer ons sterf, daai onmiddellike oomblik wat dit gebeur, is ons gees reeds by God. En ons liggame bly dan agter vereers, tot Jesus weer kom. En hierdie liggame wat dan begrawe is, en ons begrafnisse is baie anders as wat hulle begrafnisse was, maar die beginsel bly dieselfde, dat die gees is by die Here, en nou bly daar 'n liggaam agter. En hierdie liggaam wat dood is, word vergelyk met 'n koringkorrel. 'n Koringplant groei, en hy bring hierdie saad voor. En dan word hierdie saad droog, en dit word gestoor vir die volgende jaar om weer te kan plant.
So hierdie saad is dan uitgedroog en dood. Maar as jy dit plant, dan gaan hierdie selfde saad wat nou bymekaar gemaak is, hierdie selfde saad wat nie lewe het nie, kan wanneer jy dit plant weer lewe voortbring, dan kom daar net 'n lewe in hierdie saadjie voort. En ons weet dat dit geestelik waar is vir ons, dat ons in onsself moet sterf, sodat Christus deur ons kan leef. Nie my wil moet sterf, sodat Christus se wil deur my leef. En dan is dit die volheid van die lewe wat die ware vreugde na vore kom. Omdat dit nie meer ek is wat my wil doen nie, maar ek het gesterf vir myself, en nou is dit Christus wat deur my leef, dat ek wil doen wat God vir my vra. En so is dit ook met ons liggaam. Dat dit soos 'n koringkorrel geplant word, en moet eers sterf. En dit wat daarna kom, is veel beter. Met Jesus se liggaam, met Jesus se wederkoms, kry ons dan 'n verheerlikte liggaam. Hierdie geestelike liggaam, 'n liggaam wat 'n werklike liggaam is, en tog kan ons dit nie heeltemal beskryf nie. Want ons verstand is so gebind aan die sondeval, dat ons nie kan dink aan 'n wêreld sonder sonde nie. Ons kan vir onsself indink dat hierdie verheerlikte liggaam nie meer wil sonde doen nie. Ons kan vir onsself dink dat die oë wat nie meer wil sien nie weer sal kan sien, en die rug wat nie wil reguit maak as ons gebuk het nie weer dit kan doen, en dat ons weer kan loop en dat ons nie pyn gaan hê nie. Dat ons nie so sieklik gaan wees nie. Wonderlik is dit nie alles nie. Om te dink dat ons 'n liggaam gaan hê wat nie meer kan doodgaan nie. As ons ietsie daarvan wil raak sien, dan kan ons kyk na Jesus se liggaam nadat hy opgestaan het. Dat dit herkenbaar hy was. Dat die merke nog aan sy hande en sy voete was, dat hy menslik, vleeslik was, en tog anders. Veel beter. En ek dink elke een van ons sien uit na hierdie idee van 'n liggaam wat nie stikkend is nie, en wat nie heeltyd geneig is tot alle kwaad nie, wat nie vol pyn is nie. Maar die grootste verlange wat ons behoort te hê, is dat ons 'n liggaam het, wat ons in staat gaan stel om God te loof en te prys, soos ons dit behoort te kan doen. Wanneer ons 'n verheerlikte liggaam het, gaan ons nie te moeg word om God te loof en te prys nie. Ons gaan nie sing en voel, nou is ek uit asem uit, my stem en nou 'n rukkie rus nie. Ons gaan in staat wees om God te loof en te prys uit volle bors, en elke keer die note mooi raak te vat, en met volle vreugde te kan loof en prys soos ons dit behoort te kan doen. Ons sal kan nadink oor God se goedheid, sonder dat ons gedagtes begin dwaal agter al ons kommernisse aan, agter alles wat môre moet gebeur. Ons gedagtes gaan nie dwaal terwyl ons besig is om met God te praat, te bid nie. Wanneer ons verheerlikte liggame het, gaan ons nie skuldgevoelens hê wat maak dat ons wil wegkruip vir God nie. Ons gaan met ons totale wese in sy wonderlike heerlikheid teenwoordig kan wees, sonder enige begeerte om onsself weg te steek vir hom. Ons gaan God kan loof en prys met alles wat ons doen. Dit is moeilik om God te loof en te prys as ons elke dag se werk doen, as ons kinders grootmaak en ons finansies moet beplan en al die dinge, om heeltyd te dink, hoe kan ek God verheerlik daarin? Maar wanneer ons hierdie verheerlikte liggaam het, en ons daarin God se heerlike teenwoordigheid het, gaan ons dit volmaak kan doen. Dit gaan die nuwe norm wees. Ons gaan dan volmaak gefokus wees op Jesus, dat ons in elke dingetjie wat ons doen met ons liggame, gefokus wees op hom. Wat
sou hom die meeste verheerlik. Ons gaan so gefokus wees op hom, dat ons dan die alomvattendheid van sy verlossingswerk sal kan raak sien. Dit wat ons nou maar net 'n stukkie hier en 'n stukkie daar en 'n stukkie daar kan raak sien en eers altyd die kolletjies bymekaar uitbring nie en teen die tyd wat ons die 5de kolletjie het, vergeet ons die eerste kolletjie. Want ons breine kan net soveel inligting hou en ons vergeet. En ons moet al die ander inligting van ons dag tot dag bestaan ook hou. Ons sondige breine kan nie alles onthou nie, maar wanneer ons 'n verheerlikte liggaam het, gaan ons al hierdie kennis oor wie God is en wat hy doen en wat dit alles vir ons beteken, gaan ons dit alles net kan weet en onthou en vreugde vind in wie God is. Ons liggame gaan ons nie meer inperk soos nou om God te kan verheerlik nie. Ons liggame gaan aan alles kan doen wat ons behoort te doen. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. Dat daar 'n tyd voorlê wat ons God kan dien in die volle vreugde, dat hy die lof en die aanbidding ontvang wat hy verdien. En vir die kinders, dis dalk 'n mond vol om hierdie abstrakte dinge wat so ver in die toekoms is, te beleef en te verstaan. Veral omdat die kinders minder uitsien na 'n heel liggaam. Kinders, onthou dit. God het ons 100% verlos. Hy het elkeen wat glo, alles van hom verlos, die hele jy. Nie net 'n stukkie nie, daar's nie 'n stukkie van ons wat God nie verlos het nie. En hou dit alles in sy hand vas, in sy almagtigheid, sodat niemand 'n kleinste stukkie van jou uit sy hand uit kan wegruk nie. Hoe groot is hierdie genade van ons Here nie? Dat Jesus mens word en ons menslike liggaam aanneem en dat hy hierdie menslike liggaam behou selfs nadat hy weer verheerlik is en opgevaar het na die hemel. En dat hy dit in sy koningskap nog steeds die nederigheid het om ons menslike liggaam te hou, sodat hy vir ons 'n waarborg is, dat ons ook ewig by God sal wees. 'n Waarborg is dat hy die hele ek, die hele jy verlos het. Amen. Ons gee geleentheid vir stil gebed en daarna sal Jakob vir ons lei in gebed. Onse Vader, ons liggaam is verganklik, dat ons nie onsself kan omsien nie. Dank ons U, Here, dat U vir ons daar opgevaar het, daar waar U onverganklik is en aan die regterhand van God sit, om ons te beskerm, te behoed en te bewaar. Waar U ook uit die dood uit opgestaan het vir ons, Here, dit bewys het dat U vir ons die dood oorwin het en ook nou daar intree by God vir ons op aarde. Dat ons ook deur die Heilige Gees gelei word, dat ons ook gelei word deur die woord, Here, en ook deur medegelowiges. Gaan ook dat ons gemeente kan groei, Here, dat ons nie verganklik raak nie, Here, dat ons nie verdwyn nie, Here, maar dat ons sal groei, dat ons die woord sal soek, dat ons ons woord sal wil ontdek, Here, en wil sterk word. Gaan met die wat dan ook hier kan wees nie, gaan ook elkeen daar met hulle, Here, gaan ook daar dan ook, want ons uit mekaar uitgaan, Here, dat ons kinders van U kan wees op aarde. Amen. Voordat ons slotlied sing, gaan ons saam luister na 'n sangitem en dan die laaste vers
die woorde gaan op die bord verskyn soos julle sing ook, maar die laaste vers kan die wat graag wil saam sing, dan inskakel by hulle. Baie dankie. Kom ons sing nou almal saam uit lied 425. Die Here het opgestaan, die graf het oopgegaan, Christus het vir ons gesterf, die dood verwerf. En die Here het opgevaar, hy is by die hemelskaar. Hy heers op die hoogste troon, daar is hy met eer gekroon. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal bly. Amen.